Ek het 'n vraag vanoggend vir jou. Het jy al vir iemand iets probeer verduidelik en hulle verstaan nie? Ja. En jy het dit weer verduidelik en jy het 'n ander metode gebruik en hulle verstaan nie. En jy's besig op 'n nuwe metode en hulle verstaan nie. Want jy werk met mense. En dan moet ek een ander ding sê, en dan raak dit 'n frustrasie, want jy probeer, en weet julle wat is die hardste ding om te verduidelik, en ek sien daar 1 of 2 kinders agter in die kerk, wiskunde. Die probleem is, ons ouers moet help met wiskunde. En dan moet ek een ding sê van ons ouers, ons is nie baie goed in wiskunde nie, nee. Met die gevolg is, jy probeer jou bes. En wiskunde het vir my 'n vergelyking. Wiskunde is gelyk aan trane. Dis hoe dit gaan. In liefde. En die arme ouer en die kind sukkel, maar jy verduidelik, maar dit verstaan nie. Want eintlik verstaan jy ook nie mooi wat aangaan nie. Jy weet jou verhouding met die Here werk dieselfde. Daar's mense wat net nie verstaan nie. Daar's mense wat nie verstaan hoe werk hierdie goed, dat mense na die Here toe gaan nie. Daar's mense wat nie verstaan, dat ander mense kerk toe gaan nie. Daar's mense wat nie verstaan, hoekom ander mense Bybel lees nie. En dan word jy nog uitgelag ook daaroor, of snaaks aangekyk. Jy werk 5 jaar saam met 'n kollega, en dan weet julle albei nie, maar julle is eintlik in dieselfde kerk nie. Dis erg. Want ons praat nie oor die Here nie, want niemand wil verstaan nie, so kom ons los dit liewer. Maar dis hoe dit werk. En dit is hoe dit moet werk. Want hoe nader ek en jy aan die Here is, hoe vreemder raak ons vir die wêreld. Hulle verstaan later nie wat aangaan nie. Hulle verstaan nie getuienisse nie. Want ek het self met 'n frustrasie gesit, en ek het by die Here gaan sit en sê, Here, help my. Help my, alles in hierdie gemeente loop mooi. Dit doen. Ons is geseën, en die hele pad wat ons gestap het tot nou toe. En nou begin die groot gedeelte. Maar ek verstaan nie as leraar, hoekom sukkel 'n mens so? Om vir mense te verduidelik en te probeer insig kry, maar hoekom nie? Maar hulle verstaan nie. En dis 'n uitdaging. En ek het gaan soek in die woord, en ek het bly soek, want mense stel nie belang in God nie, hulle glo nie in God nie. Mense kan nie die goedheid van God sien nie. Die ergste ene wat ek altyd hoor, miskien moet ek hom sommer insit vanoggend, hy is verniet, hy kos jou niks geld vanoggend nie, is dat, ek sal met mense praat oor die Here, ja, maar het jy gesien wat doen hulle? Ek praat nie nou oor hulle nie. Ek praat oor jou verhouding met die Here en my verhouding. Daar's baie hulle of mense of iemande wat 'n probleem met die Here het. Laat dit so wees. Dit is nie my en jou verantwoordelikheid nie. Ons kan saad saai, God sal groei gee. Maar ons hoef nie altyd die ander mense in te vat nie, want ek en jy het nodig om te verstaan wat in die woord aangaan. Daar's mense wat God nie ernstig opvat nie, baie. En dit frustreer my, baie. So nou, hoe werk dit? Hoe op aarde werk dit, Here, dat dit nie wil werk nie? Dis my woorde aan die Here. En toe gaan soek ek in hierdie boek. Dit is die Bybel. Maar ek het op 'n ding afgekom en ek het besef na laas Sondag, en ons leraars praat met mekaar, en my goeie vriend Dominee Niels was hier by julle, en hy het ook met julle gepraat oor my frustrasie. Want mense is lomp in die Bybel. Hulle weet nie hoe om Bybel te lees nie. So hier is Bybels op die verhoog. Is daar iemand wat graag 'n Bybel wil hê om saam te lees vanoggend? Ek het baie tyd, ek sal vir jou ene bring. Geef maar, sal vir jou uitdeel. Ek wil jou iets wys. Hierdie is een Bybel. Rarig. Dis die 33 vertaling in 3 boeke met baie aantekeninge. So as jy rarig wil Bybel lees, kan jy hierin by my leen. Is iemand lus om hierdie Bybel te lees? Nou tydens die diens? Nee. Okay, ons probeer die volgende ene. Hier's 'n mooier Bybel. Sou iemand belangstel in so 'n Bybel vanoggend? Enige iemand? Ja, my vrou wil ene hê, baie dankie. Dit is vir my nogal vreemd as ons vir mekaar sê, hier's die antwoord van God, en ons spring julle nie op nie. Hier's nog ene. Hier's 'n 33 vertaling. Het julle selfone? Haal hulle uit.
Al die telefone uit. Maak jou Bybel oop op jou selfoon as jy wil. Ek's 'n papiermens. En weet jy wat is lekker vir al die jonger mense? As jy die Bybel nou oopmaak op jou selfoon en die preek verveel jou, en jy game speel, sit nie die klank af asseblief. Hier's 'n kunstleerbybel, wil iemand hom dalk hê? Net laai ene, jy het 'n Engelse Bybel daar. Enige iemand hier? Janie, jy het laai ene, kyk hoe stukkend is daai Bybel, hy werk. Het oom laai ene gevat. Nog enige iemand? Ek moet hulle miskien moet ek hulle soos 'n afslaer uitdeel. Hier's 'n naslaan Bybel. Almal het hulle selfone. Kyk, die mense met die grys hare het ook selfone. Hulle verstaan die werk. Nee. Is enige iemand nog 'n Bybel? Daar is nog ene. So ek wil hê jy moet saam met my vanoggend oopmaak en ons gaan 'n bietjie kyk na die Bybel, want ons sê vir mekaar, ons is 'n gemeente en ons staan op die Bybel. Kies vir jou ene. Ons sê vir mekaar al vir hoeveel maande, meer as 'n jaar, vir ons gemeente gaan dit oor die Bybel. Dit is ons primêre boek wat ons wil gebruik. So jy kan saam met my oopmaak en ek sal jou genoeg tyd gee, want ek is altyd te haastig. 1 Korintiërs 2. Korintiërs is in die Nuwe Testament. Paulus het hom geskryf. Deur die Heilige Gees. Soek hom een met groter skrif. Oom, ek het hierso ene, dis 'n groot Bybel. Hierso, ek dink is die Nuwe Testament. Die ene was in die ark, hy het nat geword. Nee, ek dink met die verkeerde vertaling daar, met die Ou Testament. Wag, ons kyk, waar is die Nuwe Testament? Ek weet nie, hier's 3, soek in ene. Dis een Bybel aan mekaar. Oom sal hom kry. Hy wil graag my bril op. Hier's nog 'n Bybel. Nou ja, nou lag hy oor hierdie goed. Hoekom moet ons die Bybel in 'n ander mode ingaan? Hoekom moet ons as ons die Bybel lees, ja, ons het respek vir God se woord, ons kan lag hieroor. Want ons moet opgewonde raak oor hierdie boek. So ons is nou by 1 Korintiërs 2. Dis nou die tweede hoofstuk in Korintiërs. Ek hoop jy het hom gekry daar. 1 Korintiërs 2 vers 12. In Korintiërs 2, het ek nie die regte een hierso. Ek dink ek het vanaf vers 13 hierso, maar hy's op die bord ook. Is julle met my? Party mense is nog in die inhoudsopgawe, ons gee jou kans. So wat beteken dit vir oggend? Het jy iets agtergekom? Jy het nodig om die boek in die hand te vat. Jy het nodig om die boek te gebruik. Dan sal jy nie lomp wees nie. Ek wil graag vir julle die skrif lees, en dan gaan ons 'n bietjie praat met mekaar uit verskillende vertalings uit, wat sien ons hier? Ek lees vir jou, ons praat oor hierdie dinge, nie met woorde wat mense wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel. Maar 'n nie geestelike mens aanvaar nie wat van die Gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid, en hy kan dit nie begryp nie, omdat die slegte geestelike beoordeel kan word. Die geestelike mens beoordeel egter alle dinge, hoewel hy self deur niemand beoordeel kan word nie. Want wie het die gedagte van die Here geken, om vir hom te kan voorskryf? Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. Sjoe, mondvol, die woord gees word oor en oor gebruik. Kyk vir my na vers 14, Jannie, jy het 'n 33 vertaling, hy praat daarvan 'n nie geestelike mens, watter woord gebruik hy daar? Of 83? Daar sê, die mens wat nie die gees van God het nie, dis 'n ander vertaling, die nie geestelike mens, die mens wat nie die gees van God het nie. Bernadette, jy het 'n NIV vertaling, wat is die Engelse woord daar? Die mens sonder die gees. Ek het met nog iemand, Doorie, wat het jy daar?
Lees vir my die 33 vertaling. Wat is die woord wat hy daar gebruik? Die natuurlike mens. Nou as ek na die woord natuurlike mens gaan kyk in die 33 vertaling en ek gaan oor na die Grieks toe, dan praat dit baie duidelik van die natuurlike mens, met ander woorde, die vleeslike mens. Dit is net die vleesgedeelte van die mens, daar word nie gepraat van die geesgedeelte. Het iemand vir my 'n ander woord, Jan, jy het het? In die Nuwe Lewende Vertaling, die natuurlike mens. Natural unbelieving man. Kry jy die idee? Ek hoop so. Verskillende vertalings is goed. Ons kan eendag oor vertalings praat, maar die punt wat die Here hierso vir ons wys is, die nie geestelike mens. Nou moet jy baie mooi versigtig wees. Hy begin in die eerste gedeelte aan, hy praat van die woord gees met 'n hoofletter. Ons almal het 'n geesmens. En hier gaan dit duidelik, as jy die hele hoofstuk lees, oor die Heilige Gees. Dis die antwoord. Die antwoord is eenvoudig, dis mense wat nie die gees van God het nie. Dit klink vir jou veroordelend vanoggend, maar dis wat in die Bybel staan. Dis my antwoord waarna ek so gesoek het. Dit is mense wat nie geestelik ingestel is tot God nie. Maar die gevaar is ek en jy kan ook op daardie plek kom. Ek en jy kan dink alles is 100% reg. En 'n nie geestelike mens kan jy vir hom verduidelik van die Bybel soos wat jy wiskunde verduidelik en hy gaan dit nie verstaan nie. Maar jy kan vir hom bid. Dis belangrik. Maar ek wil verder gaan. Dit bring my by ons tema vanoggend. Nader aan God, vreemder vir die wêreld. Ek het toe gehoor, daar is nie 'n woord soos vreemder nie. Dus dit vreemd by die tema, maar vreemder sê net vir my lekkerder, so daar's vir julle 'n nuwe Afrikaanse woord. Hoe nader ek en jy aan God beweeg, hoe snaakser ding die wêreld is ons. En dis goed. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Jy moet anders wees, want jy's kind van God. Mense verstaan minder wat ons doen. En dis goed. Want ons is gefokus op God. Niks anders is meer belangrik nie. En as jy later vreemder vir jouself raak, dis 'n goeie ding. Kom ons dink bietjie, waar was jy 10 jaar terug in jou verhouding met die Here? Ek hoop jy is vandag op 'n beter plek. Ja, dankie oom. Amen, want as jy op 'n beter plek is, het jy gegroei. Het jy tyd met God gespandeer. Dis waaroor dit gaan. En ek wil 'n Bybelstorie met jou deel. Julle ken die storie van Moses in die ark, né? Niemand help my reg nie. Dit was Noag. Ja, sê. Dit was Noag. Die storie gaan jy in Genesis 6 kry. As jy wat nie weet nie, dit gaan oor die groot vloed, die ark met die diere, en ek gaan nie vanoggend nie daarin. Ek wil vanoggend na Noag kyk in die Nuwe Testament. Soos ons nog steeds in die Nuwe Testament, hou jou Bybel oop. Jy sal dit nie glo nie, maar Noag is van die Ou Testament in Genesis tot binne in die Nuwe Testament. Dit wys hoe belangrik hy is. Want daar's 'n aspek wat ek vanoggend met jou wil deel in die Nuwe Testament, wat deel is hiervan, want dieselfde ding het gebeur met Noag. En ek wil hê jy moet vir my verder blaai in die Nuwe Testament, na 1 Petrus 3. Die eerste brief van Petrus, hoofstuk 3. 1 Petrus 3, hy is op die bord ook. Vers 20. Hoor net die blaaie, dis mooi. Hoe gaan dit met die selfoon Bybels, kry julle hom? Kom ek lees hom vir ons. 1 Petrus 3 vers 20. Daardie geeste was destyds ongehoorsaam, toe God in Noag se dae geduldig bly wag het, terwyl die ark gebou is. In die ark is net 'n paar mense, altesaam 8, deur die vloedwaters heen gered. Wat sê die NIV vir ons daar, Bernadette? Daar sê hy presies dieselfde, God was geduldig. Is daar in enige ander vertaling, ek gaan nie almal nou lees nie, wat 'n ander woord gebruik? So ons bly by geduldig. Lankmoedigheid, daar's 'n nuwe woord vir julle kinders, lankmoedigheid is geduldigheid. Dit is wanneer jy droog gemaak het en jou pa
tree nie op nie, dan is hy lankmoedig, en dan is jy nog veilig vir 'n oomblik. Wat beteken dit? As jy na die somme gaan kyk en jy maak somme, Noag was 500 jaar oud, toe begin hy ark bou. Hy het nie 'n waldsaag gehad nie. Hy het vir hom met die hand gebou. Hy was 600 jaar toe die vloed. Hy het vir 100 jaar ark gebou. Ongelooflik. 100 jaar het hy ark gebou. Wat dink jy wat het die mense gedoen? Staan nie reguit in die skrif nie. Mense het vir hom gelag. Wat het God gedoen? God was geduldig. Dis die God wat ek dien. Hy's geduldig. Hy wag 100 jaar om te kyk of mense nie tot inkeer kom, of hulle nie maar net aan die einde van die dag wil terugdraai nie. Maar net 8 mense word gered met Noag in die ark. En hierdie woorde is wat Petrus vir onsself skryf. Met ander woorde, hy quoteer wat gebeur het in Genesis, want hy besef die moeilikheid is nou nog. God wag geduldig. Dis hoekom ons hier is, vir my, vir die mense daar buite, vir die mense wat hom nodig het. Ek gaan weer vir ons tema lees, hoe nader aan God, hoe vreemder vir die wêreld. Hoe nader ek en jy aan die Here beweeg, hoe meer begin dinge anders gebeur. Dis wat moet gebeur, andersins moet dit wees. Die pad wat ons as gemeente gestap het in die afgelope 3 jaar, wie daardie pad oopgekap? God, nie ons nie. En dis die ongelooflikste om by die Here te sit en te besef, dit is wat hy gedoen het. Ek wil hê jy moet vir my nou 'n bietjie terugblaai in die Nuwe Testament, na Matteus 24. Dis nou die eerste boek in die Nuwe Testament. Matteus 24, hy's daar op die bord ook in die 2020 vertaling. Is vreemd, né? Om met 'n Bybel te sit en te blaai. Voel vir my soos die dae toe ek 'n storieboek moes gelees het. Jy het geblaai in die boek. Dan het jy maar net 'n paar woorde gegryp, want jy weet môre gaan juffrou vir jou vra, wat het jy gelees? Matteus 24 vers 37, dit lyk vir my julle is almal met my. Kom ons hoor wat sê die Here Jesus oor Noag. Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele van die hemele nie. Ek wil net hierso stop. Daar's manne wat somme maak wanneer die Here Jesus terugkom. Hier staan dit. Niemand weet nie. En ook nie die Seun nie. Net die Vader alleen. Want net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Soos hulle immers in daardie dae voor die vloed besig was om te eet en te drink, en om in die huwelik te tree, en om in die huwelik uit te tree, tot op die dag dat Noag die ark binnegaan het. En hulle het niks vermoed. En hulle het niks vermoed. Hulle het totdat die vloed gekom het almal wat meegesleer het. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Ek het 'n paar woorde hier ingesit van die 33 vertaling. Die 33 vertaling gebruik die woord verstaan. Beaam hom net daar vir my, die 33 vertaling. Vers 39, en hulle het niks vermoed, of die woord, hulle het niks verstaan nie. Iets van die Engelse vertaling, wat is die woord wat daar gebruik word? Hulle het geen kennis gehad nie, they knew nothing. Enige iets anders uit 'n ander vertaling, die Amplified? Hulle het nie geweet nie, sê die Amplified, hulle het niks verstaan nie. Maar God's geduldig. Petrus skryf vir ons, Jesus sê, maar die dinge gaan dieselfde wees. Petrus skryf en hy sê vir ons, God is geduldig, hierdie mense verstaan nie wat aangaan nie. Al is die Here so naby. Johannes 8 vers 32 sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. So wat het mense nodig? Wysheid. Openbaring, Bybel. Wat staan in die Bybel? Hulle het nodig om dit te hoor. Hulle het nodig om dit te leef. So kom ons gaan nou terug, ek hoop nou jy het dit oopgehou, terug na 1 Korintiërs 2 toe. Dit was die eerste skrif wat ons nou na gekyk het. In die eerste sinnetjie word daar iets gesê. Volgende moet jy kop hou. Volgende is opleiding. In die eerste sinnetjie word daar gepraat ook van wysheid. Hierdie mense wat nie die gees van God het nie die wysheid nie. Hulle sukkel oor die wysheid.
Maar God is geduldig al die pad. En God sê hy gaan groot dinge doen. En hy het, maar hulle het dit gemis. En die eerste van alles is, dis die evangelie van die Here Jesus Christus, is die feit dat mense dit nie weet nie, dit nie verstaan nie. En dan maak mense dit so ingewikkeld, en ek probeer om dit vanoggend vir jou eenvoudig te maak. Dit is baie eenvoudig. Die evangelie van die Here Jesus staan in Matteus 11 vers 25. Jesus dank die Vader, dat hy die waarheid nie vir slimmes en intelligentes gegee het nie, maar dat hy dit vir kinders gegee het. Mense wat soos kinders is, kan jy kyk in die 33 vertaling. Die evangelie van die Here Jesus Christus is baie eenvoudig. Vir Jesus, of nie vir Jesus nie. Dis al. Ons gaan slimmigheid hê, dis waar, daar's mooi dinge, en al wat God wil hê is geloof en gehoorsaamheid. Waarheen is ons op pad? Met hierdie woord van God, is dit die pad wat ons wil stap. Nou die eerste reaksie wat ek gaan kry is, ja maar jy weet, dit gebeur nie altyd nie, en wanneer daar die grootste getuienisse is van groot dinge wat gebeur, dan glo ons dit nie. Ons sukkel daarmee. Ons verstaan nie hierdie goed nie. En dan wil ek jou vra, hoeveel van jou is regtig met God se gees gekoppel? Glo jy regtig wonderwerke? Glo jy daar's wonderwerke? Ek hoop so. Want as jy in hierdie God wat geskep het glo, dan sal jy glo in wonderwerke. En ek wil 'n getuienis met jou deel oor 'n wonderwerk wat ek beleef vir 10 jaar terug. En ek sê nou al vir jou, jy kan maak hiermee net wat jy wil. Ek was daar. So in 2015, 10 jaar gelede, het ek in die konstruksiebedryf gewerk met 'n sekuriteitssisteem wat ons vervaardig het. En dit was 'n voorreg, op daardie dag was daar gewerk op die N1, en dit is daar naby Mall of Africa. Weet julle waar is dit? Ja, hulle weet waar is Mall of Africa. Dit was nog 'n Sondagoggend, en die rede daarvoor is, hulle maak die N1 toe. Want hulle moet met enorme huiskrane blokke pak om 'n brug te bou. So hulle maak hom toe. En hulle betaal boete per minuut. Want die karre dam op kilometers. Dan maak hulle dit oop en dan gaan 'n bietjie karre deur. So hierdie operasie was enorm. En die vorige aand het dit gereën. So die weer is nie te sleg nie. En wat hulle moes doen is, hulle het hierdie lang betonbalke gehad. Hy's langer as wat hierdie verhoogbreed is. En dan het hulle 2 vragmotorgedeeltes, iemand aan die voorpunt en iemand aan die agterpunt, want hy weeg oor die 40 ton, en dan moes die agterste ou bestuur agter die voorste ou aan. Dis hoe hulle gery het. En hierdie blokke is op pad van Pretoria in hierdie verkeer. Dis 'n operasie wat groot is. En daar's 'n huiskraan, 'n 800 ton huiskraan, julle moet dit sien. Hulle bou hom met 'n ander huiskraan totdat hy klaar is. Hy staan in die N1. En so gaan die besigheid aan. En ek onthou terwyl ek daar was, dit was 2015, No Longer Slaves was die lied wat uitgekom het op daai stadium, en ek loop daar rond, want ek wag vir my beurt, my goed is gereed, en ek loop en sing, I am no longer a slave of fear, I am a child of God. Ek onthou dit nog soos gister, en ek loop en praat met myself die hele tyd. En ek wil dis nog toe ek net gedink het aan die bediening, op en af, en die ouens sê, hulle kry nie die huiskraan aan die gang nie. Hy wil nie start nie. En as hy nie wil aan die gang kom nie, dan gaan ons nie die blokke laai nie. En dan sien die hele operasie in sy pietjie. Dis 'n realiteit. Dis 'n lewensrealiteit. En ek loop daar rond. En ek sê, Here, help hierdie mense. U het hierdie huiskraan gebou. Dink mooi, die yster wat die staal van gemaak is, het God gemaak. Want daar's klippe uit die grond uit. Die rubber wat die wiele is, het God gemaak. Hierdie hele enorme huiskraan het God geskape. Hy kan met hom maak net wat hy wil. Verstaan my mooi, God kan alles beheer. Elke ding in jou lewe wat 'n probleem is, sal hy beheer. Praat met hom. En die ouens gee moed op. Nou is dit chaos.
Ek stap na die man in die kajuit toe, en ek praat met die Here verder, ek sê, Here, help net hierdie mense, en ek sê, probeer net nog een keer. Net een keer. En hy vat. Want van sy bedrading het nat gereën die vorige nag. En die huiskraan werk. En ons kan aangaan met die projek. Ek gee nie om wat jy daarvan dink nie, maar weet jy wat? Hierdie ou het dit nodig gehad. Want my geloof is getoets en het daai dag gegroei. Ek was verbouwereerd van verbasing. God het gereageer, want ek het anders gedink as die wêreld. En daarom het ek vreemd opgetree. En die projek het aangegaan. God het na my gebed geluister. Jy kan vir my sê, ja, maar die ene het dit gedoen en die ander. Ek het vrede. Ek was daar. En weet jy wat, as jy my nie glo nie, ek gaan vir jou die video wys. Ek gaan vir jou eers 2 foto's wys, en dan wil ek hê, jy moet dit sien. Reino, kan jy hom vir my opsit, asseblief? Daar's 'n prentjie van die betonblok, ek en my swart seun wat daar gewerk het, en die bakkie waar ons besig was, dis waar ek gestaan en met die Here gepraat het. Volgende prentjie. Daar is hulle besig om daai enorme blok, as jy kan sien, met die 2 stuk vragmotor op te tel vir hierdie projek. En nou wil ek jou wys, hoe word dit gedoen deur daardie huiskraan. Kan jy van ons daai video aansit? Ek dink jy kry die idee, dis 'n enorme stuk beton. En daai ding moet presies ingesit word. As jy onder enige brug ry op die N1, hulle is almal so gebou, die meeste van hulle pak hierdie betonblokke, en dan word die teerpad daarbo oor gebou, waaroor jy ry. Jy kan jouself indink hoe swaar moet daai hele brug wees, want hulle pak seker 20 na 30 van hulle. En so word hy dan neergesit op sy plek, perfek deur die ingenieurs. Hy mag nie 'n millimeter verkeerd wees nie. En daar sien jy die huiskraan. Ek was daar. Daar's die video. Dis die waarheid. Want ons is anders as die wêreld. En ek wil jou uitnooi, begin anders dink oor goed in jou lewe. Nader tot God. Want dis die evangelie. Dis hoe eenvoudig dit is. Nou gee my sê, maar hoe kan dit met die evangelie te doen? En dan gaan ek vir die volgende woorde lees. Jesus se woorde was in Johannes 16 vers 23. Wat julle die Vader in my naam vra, sal ek vir julle gee. Dis wat God sê. Dis sy evangelie. Dis wat hy doen. Dis dit. Ja, elke keer daag hy nie noodwendig op jou tyd nie, maar dis God. Ek hoop julle verstaan vanoggend. Ek probeer my bes. Maar dis die Here, dis waarom ek en jy kan anders wees. Daarom het ek en jy nodig om 'n sterk geloof te hê, om by God te sit die hele tyd. Want dan gaan ek en jy anders en vreemder word. Ons weet van getuienisse van mense wat gesond is. Ons weet van mense wat die ongelooflikste dinge al ervaar het. Maar jy moet self besluit. Wil jy soos die wêreld optree en lyk en dink? Of wil jy begin 'n vreemde raak vir die wêreld en op God begin fokus? Ek is seker van julle het al 'n getuienis wat nie sin maak nie. Maar jy is te bang om hom oor te vertel. Want jy is bang die mense sal vir jou lag. Gee God die eer wat hom toekom, want dis wie hy is. Dis reg, die mense hoef jou nie te glo nie. Die waarheid is die waarheid. En jy sal nogal sien, as jy begin 'n getuig van God, dat getuienis vir mense wat nie verstaan nie, meer krag het vir daardie oomblik as die woord. Want die getuienis kry die persoon nader en nuuskierig. En dan haal jy die woord uit, dan sê jy, maar kom ons sien wat sê die woord van die Here. Dis hoe jy met mense werk, wat nie verstaan nie. Die Here was bereid en geduldig om vir 100 jaar te wag vir mense om terug te draai na hom toe. Hy is nog steeds geduldig. Want die Here Jesus het nou net gesê in hierdie skrif, soos in die dae van Noag. Ons kan dit vandag nog steeds gebruik. Mense het God se gees nodig. En dit maak nie saak as ek en jy vreemd is nie. Dit maak nie saak as die wêreld ons nie verstaan nie.
Want ons het nie nodig om te gee oor mense se opinies nie. Ons het nie om te gee oor sosiale media se opinies nie. Ons het nodig om te gee oor God se opinie. Ja, God is die ene wat 'n opinie oor jou moet hê. En al wat jy moet doen is, jy moet kies. Kies ek God, of kies ek die wêreld? Wil ek vreemde raak vir die wêreld, en wil ek nader aan God wees? Maak nie saak teen watter prys nie, want dis waaroor alles gaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U met 'n verwagting van meer. Verwagting van meer van U teenwoordigheid, 'n verwagting van meer van U liefde, U raad, U wonderwerke, die groot dinge wat U kan doen. As U kan klein dinge doen, ja, kan U groot dinge doen. U het geskep, alles behoort aan U. Maar ons is dankbaar waar ons sit vanoggend vir elke dag, vir elke getuienis wat ons het. En ons staan met verwagting met ons oë na die toekoms, na die getuienisse wat kom, dinge wat U in ons lewens sal doen, dinge wat U in die wêreld sal doen, dinge wat U in ons gemeenskap sal doen, in ons dorp, herlewing wat uit U hand uit sal kom, want dit is wat ons nodig het vir die evangelie van die Here Jesus Christus. Amen.